Goeiemôre graad 10's. Vandag kyk ons so 'n bietjie hersiening oor kwartaal 2 se langvraag. So baie belangrik dat jy die volgende langvraag wat ek vandag met jou gaan bespreek, deeglik sal opsom in jou skrif. Ja, 'n langvraag is maar baie belangrik want dit tel ook altyd meeste van jou eksamenvrae se punte. Ons kyk na die eerste langvraag. Bespreek volledig met grafieke hoe die kragte van vraag en aanbod die ewewigsprys in die produktemark bepaal en dan ook verduidelik die faktore wat die vraag na 'n produk beïnvloed. Produkmarkte ontstaan wanneer ondernemings goedere en dienste aan huishoudings of verbruikers aanbied en hulle dit moontlik wil koop. Pryse en hoeveelhede word volgens die interaksie tussen kopers en verkopers bepaal. As ons kyk na vraag, die vraag is die hoeveelheid van 'n produk of diens wat verbruikers bereid en in staat is om teen 'n sekere prys oor 'n tydperk te koop. Baie belangrik, die wet van vraag. Die wet van vraag bepaal dat indien die prys van 'n produk styg, sal die hoeveelheid gevra van daardie produk afneem. Indien die prys van 'n produk daal, sal die hoeveelheid gevra na daardie produk toeneem. As ons kyk na die vraagkurwe dui die hoeveelheid van 'n produk wat teen verskillende pryse gevra word aan. Dit het 'n afwaartse helling van links na regs en dit dui op 'n negatiewe helling. Dit is as gevolg van die omgekeerde verhouding wat tussen die prys van 'n produk en die hoeveelheid gevra van die produk bestaan. As ons net so kyk aan die regterkant, daar is vir jou 'n vraagkurwe. Jy sou byvoorbeeld 2 punte kry as jy dit kon aandui. Onthou altyd belangrik om jou asse te benoem en dan ook die vraag of aanbodkurwe dan aan te dui deur V of A. Dan kyk ons na aanbod. Die aanbod is die hoeveelheid van 'n produk of diens wat produsente bereid en in staat is om oor 'n tydperk teen 'n sekere prys aan te bied. Die wet van aanbod bepaal dat as die prys van 'n produk styg, sal die hoeveelheid van die produk aangebied toeneem. Indien die prys van 'n produk daal, sal die hoeveelheid van die produk aangebied afneem. Daar is 'n direkte verwantskap tussen hoeveelheid en prys. So net om weer daarop aandag te gee, sodra die hoeveelheid van 'n produk of sodra die prys van 'n produk styg, sal die hoeveelheid van die produk toeneem. So daar sal meer produkte geproduseer word teen 'n hoër prys en dan wanneer jou prys daal, sal daar minder van daai spesifieke goed of diens geproduseer word. As ons kyk na die aanbodkurwe, dit toon die hoeveelheid van 'n produk wat teen verskillende pryse aangebied word. Dit loop opwaarts van links na regs en dit het 'n positiewe helling. Dit dui op die direkte verhouding tussen die prys van 'n produk en die hoeveelheid aangebied van die produk. As jy 'n bietjie kyk daar, as jy byvoorbeeld nou lyntjies sou trek op die skets hier aan die regterkant, kom ons sê by prys, en jy het hom reguit getrek tot jy die aanbodkurwe raak en afwaarts tot hy nou weer die hoeveelheid raak en jy sit hom nou byvoorbeeld boontoe, dan sal jy sien as jou pryse meer word, sal jou hoeveelheid meer word en dan kan jy presies dit teenoorgestelde ook doen. As jou pryse minder word, sal jou hoeveelheid aangebied ook minder word. Dan kyk ons prysvorming. Dit is die prys wat ontstaan wanneer kopers, dis nie verbruikers en verkopers, die verskaffers, met mekaar ooreenstem. Dit is waar vraag en aanbod gelyk is. Markewewig. Markte funksioneer die beste wanneer die hoeveelheid vraag deur huishoudings gelyk is aan die hoeveelheid aangebied deur
maatskappye. Jou ewewigsprys is ook jou marksprys. Dit is die prys waarteen vraag en aanbod gelyk is. Dit is die prys waar die hoeveelheid vraag gelyk is aan die hoeveelheid aangebied. Jou ewewigshoeveelheid, dit is die hoeveelheid goedere wat geproduseer en verkoop word teen 'n spesifieke prys ten einde die huishoudelike vraag ten volle te bevredig en waar daar geen oorblywende goedere en dienste is nie. Dit is waar die hoeveelheid aanbod gelyk is aan die hoeveelheid vraag. En sodat jy sou kon sien op die sketsie aan die regterkant, jou ewewigsprys is waar jou aanbod en jou vraagkurwe mekaar sny. Dan kyk ons na die addisioneel faktore wat vraag beïnvloed. Die prys van die produk, wanneer die prys laag is, sal verbruikers meer vra en wanneer die prys hoog is, sal verbruikers minder vra. Verbruikers se smake, voorkeure en koopgewoontes. Die vraag na goedere waarvan die verbruiker hou, sal hoër wees as die vraag na goedere waarvan die verbruiker nie hou nie. Verbruikers se inkomste, indien die inkomste van die verbruiker toeneem, sal hulle meer produkte vra, omdat hulle dit nou kan bekostig. Die beskikbaarheid en die prys van substituutprodukte of plaasvervangers. Wanneer 'n produk nie 'n naby substituut het nie en die prys van die produk styg, sal verbruikers dit steeds vra omdat hulle nie 'n ander keuse het nie. Indien daar 'n substituutproduk is, kan verbruikers meer van die ander produk vra indien die produk nie te duur is nie. Die beskikbaarheid en die prys van komplementêre of aanvullende produkte. Indien die komplementêre produk goedkoop is of goedkoop en beskikbaar is, sal die vraag na die produk toeneem. En dit is die verskillende faktore wat jou vraag na 'n spesifieke ding sal beïnvloed. Weereens baie belangrik, jy gaan hierdie doen nog tot en met graad 12. So asseblief maak seker jy ken hierdie werk nou uit jou kop uit. Gee 'n volledige bespreking van die eienskappe van volmaakte en onvolmaakte markte en aan watter stappe kan die regering neem om markmislukkings te voorkom. 'n Mark bestaan wanneer waar kopers en verkopers mekaar ontmoet om goedere en dienste teen 'n prys uit te ruil. As ons kyk na volmaakte markte, dis waar daar geen aanbieder of verskaffing in staat is om die prys te manipuleer nie. As ons kyk na eienskappe van volmaakte markte, die aantal kopers en verkopers, daar is 'n groot aantal kopers en verkopers, geen individuele deelnemer kan die prys van 'n produk deur hulle eie vraag of aanbod van goedere beïnvloed nie. Die aard van die produk, goedere en dienste wat aangebied word, is homogeen produkte, soos koppies, borde, tandepasta, skoene en seep is voorbeelde van produkte wat gewoonlik in massa geproduseer word. Die produkte wat aangebied word, is min of meer almal dieselfde, identies. Dan kyk ons na toetredingversperrings. Verkopers het onbeperkte en maklike toetrede en uittrede tot die mark. Verkopers kan die mark vrylik betree of verlaat. Verkopers kan die mark na willekeur betree. As hulle die mark betree, sal hulle in staat wees om hulle produkte net so maklik soos enige ander verkoper te verkoop. Hulle kan ook wanneer hulle wil die mark verlaat. Dan beskikbaarheid van inligting. Hierdie markte het volmaakte of volledige inligting. Kopers weet presies wat elke verkoper se prys is. Die vermoë van verskaffers om die prys te verander. Die verkoper het geen beheer oor die pryse nie. Hulle is prysnemers, baie belangrik. Verkopers moet die heersende markprys aanvaar. Indien hulle pryse hoër is as die heersende markprys, sal hulle niks verkoop nie. Geen verskaffer kan die markprys beïnvloed nie. Dan kyk ons na onvolmaakte markte. Dit is markte waar verskaffers die prys kan manipuleer. Daar is 3 tipes onvolmaakte markte, naamlik monopolie, oligopolie en monopolistiese mededinging. As ons kyk na die eienskappe van onvolmaakte markte, aantal kopers en verkopers,
daar is net een groot verskaffer van 'n produk of diens of 'n paar groot verskaffers. Hierdie verskaffers het direkte invloed op die produkprys en word nie deur mededinging teruggehou nie en is in staat om pryse te beïnvloed. So as kyk na die aard van die produk, produkte en dienste wat aangebied word is heterogene of unieke produkte. Produkte in die mark verskil aansienlik van mekaar en verbruikers soek 'n spesifieke gehalte van elke produk. Die verkoper voorsien unieke produkte wat geen naby substitute het nie. Dan kyk ons na die vermoë van verskaffers om die pryse te verander. Die verkoper het beheer oor die prys, hulle is prysbepalers of prysmakers. Produsente van goedere en dienste kan pryse vasstel en kopers is nie in staat om op enige beduidende manier vir pryse te beding of te beïnvloed nie. Ons kyk na die beskikbaarheid van inligting. Hierdie markte het onvolmaakte markinligting. Dit is moeilik en soms onmoontlik vir kopers om uit te vind wat die pryse van 'n produk in die mark is. Toetredingversperrings, toegang tot die mark is beperk of heeltemal geblokkeer sodat nuwe verskaffers nie die mark kan betree nie. Ander verkopers word verhoed om tot die mark toe te tree en voorbeelde van onvolmaakte markte is Eskom, Telkom, DStv, selfoonmaatskappye, brandstof, volstasies, restaurante, rekenaar en motorvervaardigers. Kyk ons na die addisioneel, watter stappe kan die regering neem om markmislukkings te voorkom? Die staat kan sekere goedere en dienste aan die publiek voorsien, byvoorbeeld Eskom. Die staat se fondse kan gebruik word om openbare goedere en dienste te verskaf. Die regering kan wette instel wat mededinging bevorder en prysvasstellings verbied. Hulle kan die verkoop van sigarette aan kinders verban en die gebruik van sekere produkte kan voorkom word, byvoorbeeld dwelmverkope. Die regering kan maksimum werksure en minimumlone vir sekere werke instel. Hulle kan inkomeongelykheid en regverdigheidskwessies in die werksplek hanteer. Fiskale beleidsmaatreëls wat huishoudings help om hulpbron effektief aan te wend, kan ingestel word. En dan kyk ons na die laaste punt, die regering kan inligting aan markte voorsien ten opsigte van al die werklike kostes en voordele wanneer sekere produkte en dienste gebruik word. Byvoorbeeld bemarkingsveldtogte om publieke vervoer te bevorder. Dan kyk ons na die laaste lang vraag. Eskom het die posisie van 'n groot monopolie vir 'n lang tydperk beklee. Klein besighede sê dit is baie moeilik om met die hoë elektrisiteitspryse wins te toon. Bespreek die eienskappe of voorwaardes vir 'n monopolie in detail en waarom is markte so belangrik in 'n land. Ons kyk na 'n monopolie, dit is 'n voorbeeld van 'n onvolmaakte mark. 'n Onvolmaakte mark is 'n mark waar daar slegs een verskaffer of 'n paar verskaffers van 'n unieke produk is en daar is beperkings tot marktoetrede en kopers het beperkte toegang tot inligting. Ons kyk na die eienskappe, daar is een verkoper en baie kopers, 'n mark waar een verkoper en baie verbruikers is. Elkeen is so klein dat hulle aksies nie 'n beduidende invloed op mekaar het nie. Ondernemings is prysbepalers, dit beteken dat die verkoper die prys vasstel en die verbruiker kan kies. Unieke produk, die produk of diens is eiesoortig, daar is nie mededingende produkte waarmee die produk vergelyk kan word nie. Dus is die produk uniek. Daar is onvolledige markinligting. Nuwe ondernemings wat tot die mark wil toetree sal nie toegang hê tot alle beskikbare inligting nie. Dit sal hulle kanse om in die mark in te kom bemoeilik. Byvoorbeeld nuwe produsente sal nie die regte inligting oor die werklike produksiekoste van 'n produk hê nie. Prysmakers of prysbepalers, 'n monopolis kan sy eie pryse bepaal, hulle is prysmakers. Verskaffers kan pryse verander soos hulle wil. Monopoliste neig om hoër pryse te vra. Dit is omdat hulle beheer oor die mark het. En toetredingversperrings, toegang tot die mark is beperk. Daar is 'n hele aantal versperrings wat toe- en uittrede van ondernemings blokkeer.
Ondernemings kan nie die mark betree of verlaat soos wat hulle wil nie. Patenteregte is voorbeelde van versperrings tot marktoetrede. Dan kyk ons na die redes hoekom markte belangrik is vir 'n land, baie belangrik. Bring kopers en verkopers bymekaar. Markte is die interaksie van verbruikers en produsente om pryse te beding en goedere en dienste te verhandel. Help met die allokering van hulpbronne. Markpryse is rigtinggewend vir ekonomiese besluite van verbruikers en produsente. Winsmaksimering en nutmaksimering lei tot doeltreffende allokering van hulpbronne en markte vervul dus die funksie om hulpbronne doeltreffend te allokeer. Na die laaste rede, selfregulerend, markte verg geen direkte inmenging of beheer deur eksterne magte nie. Markte word deur 'n onsigbare hand gelei wat verseker dat pryse sodanig vasgestel word dat hulpbronne doeltreffend geallokeer word. Baie dankie graad 10. Maak seker jy doen hierdie 3 langvrae vir my deeglik in jou skrif oor. Jy kan dit vir my net so puntsgewys opsom. Onthou, jou inhoud hoef net 26 punte te wees, so jy hoef nie vir my al die feite op te som nie. Gaan kyk na jou feite en maak seker daar is genoeg feite om 26 punte by jou inhoud te verseker. Baie dankie, julle moet 'n lekker dag verder hê. Tot